As jy berekeninge begin, jou heel eerste wat jy moet doen, is jy skryf jou gebalanseerde chemiese vergelyking neer. Maar hy moet gebalanseer wees, daai koëffisiënte dit is mos die balanseersyfers, daai een en daai. Soos dan skryf jy op gebalanseerde chemiese vergelyking neer en jy trek jou kolomme so af. As jy nog 'n produk aan hierdie kant wat ook gevorm het, dan sit mos nou net plus nog een en dan sit jy net hier 'n kolom by. Ek het nou sommer net hierdie een gevat vir 'n voorbeeld. Dan dis jou eerste stap, is 'n gebalanseerde chemiese vergelyking. Jou tweede stap wat jy moet doen, is jy moet jou verhouding gaan neerskryf waarin die stowwe met mekaar gaan reageer. In hierdie geval is dit 'n 2 tot 1 tot 2. Daar is die 2, daai 2 is hierdie 2. Daar is daar niks staan nie, soos in wiskunde is daar mos eintlik 'n 1 en dan daai 2 is daai 2. Dit is jou verhouding waarin 2 dele waterstof reageer met 1 deel suurstof om 2 dele water te vorm. Vergeet nou van daai tweekie en daai tweekie en daai tweekie. Ons werk nou net op die balanseersyfers. Dan, as jy jou balanseersyfers so neergeskryf het, dan gaan kyk jy, wat het die vraag vir jou gevra? As hulle vir jou gevra het, of wat het die vraag vir jou gegee? Hulle sal byvoorbeeld vir jou sê, 10 gram waterstof reageer met suurstof en vorm water. Dan, soos dit is wat vir jou gegee is. Soos hierdie by gegee, gaan dit dan nou wees 10, ek kyk nou op die video, en ek, wat het ek net goeie reg maak. Ok, 10 gram reageer met enige massa, genoeg suurstof om water te vorm. Dis wat hulle gegee het. Nou vra hulle vir jou, nou vra die vraag, hier, wat is die massa, kom ons sê massa suurstof, wat nodig is om die water aan die kant te vorm. Soos die vraag is, wat hulle gevra het, is dan mos nou hier, wat is die massa? Soos massa word gevra, jy het nie die massa nie. Nou, as jy dan gaan kyk op jou spinnekopweb, ek het nou net die een meer hier nie, want ek het dit nou vir Jente gegee, dan gaan kyk jy op jou spinnekopweb, as hulle het vir jou gegee 10 gram, as jy 'n massa het, hoe moet jy gaan om na mol toe te gaan? Want onthou die gegee en die eerste mol wat jy bereken, loop hand aan hand. So daai een en die een loop saam. En dan gaan jy met jou verhouding werk, en dan die gevra en die laaste mol, daai ene is, loop hand aan hand. Wanneer ons ook nie daar noodwendig 'n mollie bereken wat gevra is, in hierdie geval gaan dit wees massa. Hulle kan vir jou enigiets wat op hy spinnekopweb is, kan hulle vir jou vra, moet jy bereken. Soos die eerste berekening wat ons hier moet doen, hier, is ons moet hier 'n mol gaan bereken. Soos ons weet, N is gelyk aan M oor MR is gelyk aan 10 oor waterstof is mos 1, en dan sit, sy MR is 1 plus 1. Maar sien jy, ek werk nie hier, werk ek nie met daai 2 nie, daai 2. Jy werk nie nou met hulle nie. Ons werk net met waterstof, net met daai werk ons. Ok, soos dan is dit gelyk aan, ek dink is 5 mol, 10 gedeel deur 2 is 5 mol. Ons het 5 mol waterstof. Soos, ons het 5 mol waterstof,
met hoeveel gaan die 5 mol, met hoeveel suurstof gaan hy reageer? Wat is ons verhouding? Ons verhouding is 2 tot 1. Sien daai 2. 2 tot 1. So daai 2 is dan 5. Dis met die 5 mol. Onthou die verhouding werk ons altyd met molle. As dit dis 2 tot 1, as 5 tweedele is, dan is 1 deel, mos 5 gedeel deur 2 is 2,5. Nee, soos met hoeveel mol suurstof gaan daai 5 mol waterstof reageer, is dan 2,5 mol. Soos, nou werk ons hier by die gevra. Nou is dit daar, hulle het gevra, wat het hulle gevra? Hulle het 'n massa gevra. Hier het ons die mol gekry. Nou van hierdie mol af, werk ons net na massa toe. Soos ons weet, weer N is gelyk aan M oor MR. N is 2,5. Mol is gelyk aan M, wat ons moet bereken, want ons moet die massa kry, is gelyk aan oor suurstof daar, en onthou ons werk nie nou met daai verhoudings, nie daai balanseersyfers nie, is dan, suurstof is mos 16. 16 plus 16 is soos 2,5 is gelyk aan M oor 32. Soos dan is M, die massa, want ons moet die massa gevra, die massa is gelyk aan 2,5 maal 32. Is 64, 50 is 70 gram. Ek dink so. Nou net vandag is omgemaak. 75 gram. En dis hoe maklik stoichiometrie is. Begin net by by jou gebalanseerde chemiese vergelyking.